Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier mag wees. In die kerkraad af na die volgende afkondigings voor die diens. Ons kollekte onder die diens is vir die diakonale kas en ons kollekte by die deure is vir ons susters aksie. Ons vanmiddag om 16:30 Bybelstudie in Langebaan met aan die Elsa en oom Abraham se huis. En Dinsdag het ons weer huisnagmaal hier in Vredenburg om 11:00 by oom Johan du Plessis. As enigiemand belangstel om saam met ons die nagmaal daar te vier, kontak gerus vir my of vir oom Shaal. Die res van die afkondigings dan na die tyd. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, en die vir wie God die Vader geroep het, dat hy lief het en deur Jesus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam as loflied, Psalm 107, sing saam vers 1, vers 10 en vers 18, loof God omdat hy goed is, en goed is sonder end. En dan besonder vers 10, wat sing oor offerande. Ons is nie vandag meer besig met offers by 'n tempel of 'n tabernakel nie, en nogtans offer ons hele lewe aan die Here. Romeine 12 vers 1. Op grond van die groot ontferming van Christus gee julle self as lewende, heilige, welgevallige offers wat vir God aanneemlik is. So sing ons ook, laat ons dan met offerhande die Here loof en dank, die werke van sy hande vermeld met klare klank. Ons sing saam dan nog vers 10, vers 18. Psalm 107 vers 1, vers 10 en vers 18. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, en een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan.
Hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Dit is hy wat deur die profete gespreek het. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons luister saam na die wet van die Here uit Deuteronomium 5 en 'n kort deeltjie uit Deuteronomium hoofstuk 6. Op die oewer van die beloofde land met die nuwe land en die beloftes wat in vervulling gegaan in sig, net aan die ander kant van die rivier, gee Moses weer vir die volk die wet. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Luister baie mooi na hierdie vers se einde. Dit leer, julle moet dit ken, julle moet dit gehoorsaam, met ander woorde is 'n hartsingesteldheid, en julle moet daarvolgens lewe. Met ander woorde, dit moet sigbaar word. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur en julle het nie in die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, dat die Here jou God vir sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag niemand anders sy vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders, wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan die hele gemeente gegee, die vuur en die stikdonker wolk. Toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en dit vir my gegee. Ons lees hiermee saam die eerste 9 verse van Deuteronomium 6. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het. Jy en jou hele nageslag, dan sal jy 'n lang lewe hê. As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here jou God van jou voorvaders jou beloof het. Luister, Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here.
Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne, op jou stadspoorte. Vers 5. Net weer, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Psalm 71. Verdere deel van ons belydenis. Op U alleen my rotssteen bou ek, laat my dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. En dan daai laaste 2 verse, verhoor my, red my lewe, dis aan U oorgegewe. Met ander woorde, ons lewe behoort nie aan onsself nie, behoort aan die Here. Terwyl ons so bly sit, Psalm 71 vers 1 en vers 14. Liefdes, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, U is die ware God, die enigste God. U is almagtig. Daarom is dit eintlik verstommend om te dink dat ons vanmôre die voorreg het om U te ontmoet. En dat U die ewige, onmeetbare, almagtige skepper van hemel en aarde vanmôre hier by ons is. En dat U 'n welgevalle daarin het om met ons te ontmoet. Trouwens dat U ons oproep, uitnooi om na U toe te kom. Ons dankie Here dat ons mag sing en bely. En dit is ons loflied vanmôre, verlos en nie verlore. Dat ons hier is, nie op grond van ons eie genoegdoening of ons eie geregtigheid nie, juis die van Christus. Dat dit sy offer is, wat ons waardig maak om hier te wees. Dat dit U genade is, wat ons hierheen bring, en ons tydens hierdie erediens en reg deur ons lewe onderhou. Dat dit U is, wat alles vir ons moontlik maak, want sonder U kan ons niks doen nie. Dankie Here, vir U liefde, die genade, die barmhartigheid oor ons verlore sondaars, dat U ons weer terugbring na U Vaderhuis. En dankie Here dat ons vanmôre die woord mag hoor en mag weet U gaan met ons praat. Help ons om te luister, ywerig, gewillig, nie net om te luister nie, maar ook om uit te gaan in hierdie wêreld, veranderd. Hoe kan ons dieselfde bly? Hoe kan ons onveranderd wees wanneer U in ons lewe ingryp? Ons dankie Here vir al die voorregte en genade wat ons het in die lewe. Ons weet ook so dat daar baie mense is wat swaar kry, sukkel,
wat hartseer is en huil en wat niemand daar het om hulle te troos nie. As soos die verlamde in Johannes 5, wat sê, Here, ek het niemand nie. Ek het niemand om my te help nie. So is daar selfs vandag nog mense wat so is, selfs in ons eie gemeente. En help ons om nie gevoelloos te wees wanneer ons dit hoor nie. En dat ons sal vra, waar kan ek ook my hande insit om te help, om te ondersteun, om te bid, om te besoek. Ons het soveel verskonings, Here, maar help ons om ons verskonings eenkant te sit, te vra, Here, waar wil U my gebruik in U koninkryk? Ons pleit dat U ook so sal wees met die wat swaar kry. Verlig hulle las. Daar waar siekte is, bring gesondheid. Daar waar eensaamheid is, bring troos. Daar waar rou is, maak hulle harte weer heel. En help ons, soos ons die pad saam met U stap, om ons oë gefestig te hou op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Help ons om seker te maak dat niemand agterraak nie, dat ons sal omdraai en hulle gaan haal. En dat ons ook sal weet, Here, U sal ook so anders stuur, wanneer ons agterraak. Ons verlaat ons op U in ons hele lewe. Ons bid dat U sal wees met al ons geliefdes wat ver is, wat nie hier by ons is nie. Seën ook so ons tyd by mekaar nou, hier in die erediens. Mag wat ons sê en wat ons doen vir U welgevallig wees. U is ons rots en ons verlosser. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees saam uit Lukas hoofstuk 14, daarna gaan ons weer sing, en dan lees ons weer ons fokusverse. Lukas 14 is 'n heel laaste perikoop, vanaf vers 15 tot 35. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Lukas 14, vanaf vers 25 tot 35. 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra nie en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het en nie kon klaarmaak nie. Watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Sout is 'n goeie ding, maar as sout verslaan het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit is nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, moet luister. Kom ons staan nou en dan sing ons saam Psalm 40 vers 3 en 4, die woorde van vers 40. Ek bied U hart en hande in willige offerhande, in gewillige offerhande. Al wat ek is en het, diep in my ingewand waar liefde en ywer brand, draag ek U heilige wet. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 40 vers 3 en vers 4. Wie is op wat
Ons fokus vers 27. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Geliefdes in ons Here, in vandag se wêreld weet mense baie goed hoe om 'n produk aan ons te bemark, sodat ons dit sal koop. Oor die afgelope jare, veral hierdie laaste jare, is daar geweldig baie tyd en moeite spandeer om te ondersoek hoe mense se spanderingsgewoontes, hulle belangstellings, hulle sosiale patrone is, sodat hulle die regte produkte aan ons kan bemark, sodat ons dit sal koop. En vandag is bemarking nie net om jou produk bekend te stel nie. Ja, daar is eintlik 'n wetenskap, 'n kuns daar agter. Luister byvoorbeeld na die wenk van een van die baie bekende bemarkers. Hy sê dis belangrik om eers vir iemand te sê hoekom hy 'n produk nodig het, voordat jy vir hom sê wat die produk is. Jy moet eers begin met sy nood of sy tekort. Ja, sy lewe gaan slegter afwees sonder hierdie ding. En sodra jy hom oortuig het dat hy hierdie produk nodig het, dan moet jy die idee van die produk verkoop. Begin met die goeie, beklemtoon die oplossing wat dit gaan bring, die gemak wat dit vir jou gaan gee. En die persoon droom oor die produk. Byvoorbeeld, nie vir iemand sê jy verkoop aan hom 'n fiets nie. Sê vir hom dat jy vir hom 'n geleentheid gee om van die huis af na die werk toe te gaan, terselfdertyd brandstof te spaar en op sy gymfooie afslag te kry. En as hy weer sien, dan ry hy in die reën werk toe. In Lukas 18 vers 25 tot 35 sien ons wel dat Jesus 'n ander strategie het. Mense kom na hom toe en dan sê hy vir hulle, as julle my wil volg, weet net dat dit jou alles gaan kos. Ja, voordat julle verder gaan, bereken eers of dit regtig vir julle die moeite werd is. 'n Bemarkingskenner sou vir Jesus kon sê, Here, jy gaan ons nou glad nie reg kry om mense agter die te laat aankom as jy so praat. Jy moenie fokus op die negatiewe nie, praat van seëninge en verlossing. Fokus op die positiewe dinge. Die Here Jesus is nie op soek na toeskouers nie. Hy soek nie kliënte nie. Hy het gekom om verlore mense te roep om sy disippels te wees. Om te verstaan wat Jesus van ons verwag, en ons dan 3 vrae vanmôre vra. Eerstens, wat is die koste van disippelskap? Tweedens dan 'n direkte vraag, het jy al die koste bereken? Het jy al die sommetjie gaan maak? En derdens moet ons elkeen onsself afvra vanmôre, is dit die moeite werd? Ons eerste vraag dan, wat is die koste van disippelskap? Wanneer ons die teks begin lees, dan lees ons baie keer vers 25 as net 'n versie wat vir ons 'n bietjie agtergrond gee. 'n groot groep mense wat agter Jesus aangaan, is ons baie algemeen gewees, maar is eintlik baie treffend wat Jesus hier doen. Soos hy reis, was hy eintlik nou heeltyd nog besig met sy disippels in die binnekring, die 12, maar nou is daar skielik 'n groot skare mense agter hom aan. Dis nie mense wat net heeldag gesit het en niks gedoen het nie. Nee, hulle het belangrike dinge gehad om te doen. Hulle moes werk, hulle moes besig bly. En tog sit hulle daai dinge eenkant om agter Jesus aan te gaan. As dit nie dit was nie, het hulle ten minste belangstelling of nuuskierigheid getoon en daarom is hulle agter Jesus aan. En dan staan Jesus stil. Hy draai om na hierdie groot groep mense toe, kyk op en af na hulle. Ywerige gesigte kyk terug na hom. Wat gaan die Here nou sê? Wat gaan hy vir ons leer? Dan sê Jesus vir hulle, as julle my wil volg en as julle wil aanhou om agter my aan te loop, wat gaan dit jou kos? Jesus draai nie doekies om nie. Hy hou nie vir ons die idee van disippelskap voor nie. Hy is deursigtig, eerlik, van die begin af. En in besonder sê Jesus dat daar 3 areas van ons lewe is wat disippelskap gaan beïnvloed. In die eerste plek, ons verhoudings. Vers 26 sê Jesus, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader, moeder, vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs in sy eie lewe. Die ou vertaling, die 1933 vertaling, stel dit sterker. As iemand na my toe kom en hy haat nie hierdie dinge nie, kan hy nie my disipel wees nie.
Die meeste van ons sal effens geskok wees met hierdie woorde. Jy sal sê, ja, miskien dalk nog my skoonma of my middelste kind, maar nie die res nie. Hoe kan die Here sê dat ek hulle moet haat? Ons moet verstaan dat die Here Jesus nie die woord haat gebruik soos in die algemeen nie. Hy gebruik dit soos in Genesis 29. Nou lees ons van Jakob en sy 2 vroue. In vers 30 sê Jakob dat hy vir Rachel meer lief gehad het as vir Lea. En later dan sien ons dat daar staan dat die Here gesien het dat Jakob vir Rachel lief het en vir Lea haat. En Jakob het natuurlik nie sy vrou gehaat nie. Wat daar staan is dat hy vir die een liewer was as die ander een. Sy loyaliteit, sy aandag, sy besorgdheid, sy eerbied was meer vir die een as vir die ander ene. Hierdie een het al sy aandag gekry en die agter een is agtergelaat. En dit kan nogal lyk vir iemand soos haat, nie waar nie. Die Bybel leer ons om ons ouers te eer, ons eggenote lief te hê en om vir ons kinders te sorg. Jesus gebruik doelbewus harde woorde, sodat ons kan verstaan dat ons hom bo alles moet lief hê. En vir sommige mense, wat ons dan afstand sal doen, sal dit lyk soos haat. Vir daardie vriend wat nie verstaan hoekom ons skielik die Here aanhang nie. Vir daardie vriend wat ons die hele tyd aanspreek oor sy sonde, vir hom sal dit lyk asof ons hom haat. Nee, ons is lief vir Christus, daarom doen ons dit. Ons liefde vir Christus behoort groter en sterker te wees as enige verhouding. Die vraag is dus, wie het ons meer lief? Wie is eerste in ons lewe? In die tweede plek praat Jesus dan oor ons eie lewe, vers 27. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Mense in Jesus se tyd het geweet wat kruisiging is. Hulle het gereeld gesien hoe die Romeinse regering mense kruisig. Die meeste van die kere was dit nie noodwendig ernstige misdadigers wat gekruisig is nie. Die meeste van die kere was dit mense wat teen Rome in opstand gekom het, wat se loyaliteit nie by Rome en by die keiser was nie, ja, hulle is gekruisig. In die geskiedenis lees ons dan ook van die een persoon wat kruisiging oorleef het nie. Jesus sê dus dat ons bereid moet wees om selfs die belangrikste agter te los en hom te volg, ons loyaliteit moet by hom wees, selfs al kos dit ons alles. Nie my planne en drome en begeertes nie, maar sy wil. En skrywer sê, ons moet van ons self gemaakte aardse trone afklim en ons wend na Jesus op die hemelse troon. Ons kruis te dra beteken dan nie, ons gaan nou deur moeilike tye nie, of ons sê dit nou 'n bietjie swaar nie, nee, daai tref almal. Jesus sê dat as ons sy disippels wil wees, moet ons bereid wees om agter hom aan te gaan. Selfs al beteken dit lyding, vernedering, selfs dood. In die derde plek praat Jesus dan oor ons besittings, vers 33. So kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Meeste mense ken die opdrag wat Jesus aan die ryke jong man gegee het. Gaan, verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes, kom dan en volg my. Die dinge van hierdie wêreld is verganklik. Dit raak op, dit kan gesteel word, dit breek, en as ons hier weggaan, los ons alles net hier agter. En tog streef ons, meeste van ons, baie van ons, om net meer dinge te kry, en om hierdie dinge wat ons het dan te beskerm. Nou, dit is nie noodwendig verkeerd nie, geliefdes, maar dis hierdie dinge meer waarde dra as Christus, dan het ons 'n probleem. Ons besittings moet altyd los genoeg in ons hand gehou word, sodat ons dit sal neersit wanneer Jesus roep. En wanneer ons hierdie 3 verse dan saam lees, kry ons 'n volle prentjie. Jesus neem beslag op ons hele lewe. Die koste van my disipelskap kan ons sê is my familie, myself en my goed. Of positief gestel, en dit is dalk eerder die mooier manier om daarna te kyk. Jesus beveel nie dat ons hierdie dinge moet weggooi of dat daardie dinge boos is nie. Hy vra dat ons hom ten eerste en bo alles baie meer moet lief hê. En kyk mooi, dit is nie 'n vereiste sodat ons disippels kan word nie. Dit is ook nie vir elke persoon die noodwendige gevolg nie. Maar as disippels moet ons bereid wees om hierdie dinge prys te gee ter wille van Christus. Om 'n volgeling van Jesus te wees beteken om agter hom aan te swem. En vir sommige mense kan hierdie dinge soos nabye verhoudings, hulle harte, hulle begeertes, hulle besittings. Sommige mense
is dit dinge wat hulle terughou, aftrek, eintlik soos 'n klip wat aan 'n tou om hulle enkel vasgemaak is, wat hulle laat sink, wegtrek van Christus af. En as ons die Here Jesus wil volg, as ons wil lewe, moet ons daardie dinge afsny, sodat ons agter hom kan aanswem. Die meeste van ons het in Christelike huise groot geword. Die meeste van ons lewe in 'n goeie omgewing en 'n goeie samelewing waar ons nie noodwendig hierdie dinge hoef prys te gee nie. Maar vir die meeste gelowiges deur die eeue was dit nie die geval nie. Trouwens, in die moslimlande en selfs in moslimgesinne in Suid-Afrika is dit vandag nog die geval. Om agter Jesus aan te stap beteken dat jy alles prys gee, jou familie, jou vriende, jou werk, jou eer. En mag ons ook bereid wees om dieselfde te doen as God ons daartoe roep. En dit bring ons by ons volgende vraag. Het julle al gaan sit en die koste daarvan bereken? En nadat Jesus die prys van disippelskap vir ons sê, gee vir ons twee gelykenisse. Eintlik is dit twee vrae, retoriese vrae wat nie 'n antwoord wil hê nie. Eerstens is dit soos die bou van 'n wagtoring. Wie van julle wat 'n toring wil oprig, gaan nie eers en sit en koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. 'n Toring is 'n baie groot onderneming. Gewoonlik was dit nie net een soliede struktuur, net 'n toring alleen nie. Nee, dit het gewoonlik baie meer doele gehad. Dit was een manier om wag te hou oor jou wingerd of jou huis of jou kraal, maar dit was ook 'n stoorplek vir jou besittings. Dit was ook 'n skuilplek vir jou diere, dit was 'n rusplek vir jou werkers. Dis iets nuttig, iets waardevol. Maar 'n onvoltooide toring is 'n groot probleem. En nou het jy begin bou, het jy jou mense daartoe gesit, hulle het nie elders gewerk waar hulle kon nie, jy het reeds tyd en materiaal daarop spandeer, jy het 'n groot stuk area nou eenkant gesit en nou staan dit net daar, 'n mors van spasie, 'n mors van geld, 'n mors van jou tyd. As jy halfpad ophou om te bou, dan sal mense vir jou kyk en vir jou lag. Jy was dwaas en jy was oorhaastig. En Jesus sê dat disippelskap is 'n waardevolle saak. Daarom moet ons daaroor nadink voordat ons die Here Jesus volg. Moenie impulsief of uit jou emosies reageer nie. Moenie vaskyk in wat dit kan wees nie, maar wees realisties. Onthou ook wat dit van jou eis. Tweedens is dit soos 'n koning wat gaan oorlog voer. Watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan, wat met 20.000 teen hom optrek nie. Jesus skuif nou die fokus van bou na oorlog, na veg, en nou is hy baie meer op die spel. In 'n veldslag kan jy nie net tot in die helfte beplan nie. Een dwaase of swak of verkeerde besluit, en dit kan lei tot die verlies van jou hele weermag. Nie net dit nie, maar dan sal daardie weermag kom en jou stad verower en jou land verower, en dan verloor jy alles. As 'n koning sy sout werd is, sal hy gaan sit en mooi beplan, raadslag, raad vra. So moet ons ook verstaan dat disippelskap 'n alles of niks saak is. Ons moet verstaan wat op die spel is. Dit is 'n reuse koste en dit sou dwaas wees om dit nie goed te oorweeg nie. En broers en susters, op 'n praktiese noot. Ook is daar van u vanmôre hier wat nog nie die besluit tot disippelskap geneem het nie. Gaan dink dan eers mooi na daaroor. Gaan dink mooi, of is dit vir jou die moeite werd? Gaan bereken die koste. Dis nie ek wat so sê nie, maar Christus self beveel ons om dit te doen. Want dit gaan jou hele lewe kos. En vir ons wat dalk al reeds die pad saam met Jesus stap, ja, ons het ook werk. Ons het dalk die aanvanklike som al gemaak, maar ons moet nog steeds gaan sit en berekeninge doen. Waar is daar plekke waar ek Christus liewer moet hê? Waar moet ek nog bietjie gaan vet sny? Waar moet ek nog myself of iets van my lewe gaan prysgee? Vra jouself af, wat is ek nie bereid om te verloor ter wille van Christus nie? Wat het ek liewer as Christus? Of selfs, as ek hierdie dinge verloor, sal die Here Jesus nog steeds vir my genoeg wees? Dit bring ons by ons derde vraag. Nou, is dit alles die moeite werd? Want dit eis alles van ons. Hy neem beslag van ons hele lewe. Alles behoort aan Christus. Is dit dan werklik die moeite werd om agter hom aan te stap? Want dit gaan volharding vra, dit gaan toewyding vra. Ons kan nie halfpad ophou nie.
Ons moet dit tot die einde toe deursien, selfs al kom daar moeilike tye. Dit gaan ook ver dat ons God moet vertrou. Ons moet weet dat hy ons op hierdie pad sal lei en bewaar. En hy sal genoeg wees vir ons. Is dit die moeite werd? Die antwoord is ja. Sonder twyfel ja. Onomwonde ja. Christus is alles werd. Geliefdes, die evangelie leer ons dat voordat die Here Jesus ons vra om te offer, het hy homself eers geoffer. Hy het na ons toegekom as mens, gelei, gesterf, die grootste prys betaal. Ons nagevolging van hom is bloot 'n reaksie op sy genade. Ons ontvang die ewige lewe saam met God. En dit begin die dag wat jy agter Jesus aanstap. Ons ontvang 'n lewende hoop wat niemand van ons kan wegneem nie, iets wat in die hemel vir ons bewaar word. Ons kry 'n skat en 'n rykdom wat meer werd is as alles in hierdie lewe. Al verloor ons alles, is Christus, wat ons in Christus ontvang, soveel meer. Al verloor ons lewe, weet ons dat ons die ewige lewe steeds sal hê. Voorstel Paulus dit in Filippense 3. Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, betref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en ek beskou dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Ek sluit af. Geliefdes, as u vandag hier uitstap, en dink weer na oor die koste van disippelskap. Jesus leer vir ons, dis net algemene wysheid, dat as jy 'n groot besluit gaan maak wat jou iets gaan kos, jy mooi gaan sit en nadink of dit vir jou die moeite werd is. As dit waar is vir aardse dinge, hoeveel te meer nie vir die hemelse en die ewige dinge. En verstaan die implikasies. As ons hier op aarde die regte besluit maak oor algemene dinge, is daar baie voordeel vir ons in. Ons kry gemak, aansien, status, dalk rykdom. As ons verkeerde besluite maak op aarde, dan is daar gevolge, maar dis tydelike gevolge. Ons verloor tyd, geld, word dalk siek. Maar daarteenoor, as ons verkeerde besluit maak oor die ewige dinge, dan verloor ons alles. Dan verloor ons siel, ons saligheid, ons lewe, ons verloor gemeenskap met God, ons verloor alles. Maar as ons die regte besluit maak, dan kry ons alles. Mag ons dan vol geloof en deur die krag van die Gees sê, ek weet, ek verstaan wat die koste is, maar wat ek in Christus kry, oortref dit alles. Geliefdes, disippelskap is die moeite werd. Want om Christus Jesus ons Here te ken, oortref alles in waarde. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons hemelse Vader, ons bid dat U in ons harte sal werk, dat ons sal uitgaan en sê, soos ons vanmôre ook gesing het, ek bied U gewillige offers, ons hande, ons harte, ons hele lewe. Dit is reeds U eiendom, Here. Gebruik ons in die diens. Maak ons gewillig om afstand te neem van alles as U daarvoor vra. Gee ons 'n geloof wat in ons harte werk om uit te hardloop en te sê verlossing, ja lewe, ewige lewe. Daarom hardloop ons weg van alles wat vir ons dierbaar is, om Christus en hom alleen te hê. Dit is ons hoogste skat. Soos hy ook leer in die ander gelykenisse, sal 'n man dan nie, wanneer hy 'n skat in 'n stuk veld ontdek het, al sy besittings gaan verkoop en daardie grond koop, sodat hy daardie skat kan hê nie. Dankie Here, dat ons weet dat ons nie verloor in hierdie lewe nie. Ons kry net, ons wen net, omdat Christus reeds oorwin het. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opname van ons kollekte.
En daarna sing ons saam van lied 396 vers 1 tot vers 4. En ons sing ten slotte lied 396, ons sing al 4 verse, en besonder die 4de vers. Hom kan ek nou met vreugde dien, in ruimte deur sy kruis voorsien, 'n liefde so volmaak en vry. Hy is alles, alles ook van my. Kom ons staan en sing ons saam die 396, en dan ontvang ons die seën van die Here. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en in jou sy vrede gee. Amen. Is geen geleentheid vir die katekisasie kinders as hulle wil uitgaan? Nee. Goed. Die laaste afkondigings ons onder lief en leed. Ons dink aan baie mense wat nou nog siek is met griep en verkoue en nou al gehad het en weggegaan het en weer terug is. Ons dink nog aan almal. Ons wil ook dankie sê vir oom Cassie. Cassie, weet oom Cassie hou nie van eer nie en ek dink dit maak dit nog meer lofwaardig, maar vir al die werk wat hy hierso doen. En ek sê dit gereeld vir hom, maar ek sê dit sommer nou weer, as er enigiemand is wat 'n klagte het of 'n probleem het met wat by die kerk gedoen word, julle is baie bereid om dit self te gaan doen. Intussen, dankie om Cassie wat uit homself en sy eie tyd en moeite alles offer. Dankie om Cassie, om 'n voorbeeld vir ons almal. Welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier is. Dorette, vir jou ook. Het is lekker om jou weer hier te sien. Ons het ook van ons mense wat oor see werk en wat rondreisend was in die Lientjie, Albert. Het is lekker om julle ook hier te hê. Vir ons verjaarsdag, ons het van vandag af tot Vrydag elke dag 'n verjaarsdag. Vandag verjaar aan die Betty Ras, aan Nooiens van Kreer.
Dan die Mart Visser, wat nog in Canada nou is, oom Henny draak ons geluk aan haar oor. Pieter Prinsloo, Robbie McFarland, geluk met ooms verjaarsdag in die week. Dan oulik 2 boeties wat op dieselfde dag verjaar, Reino en Rikus Roots, die tweeling, en dan oom Tinus Furstenberg, wat ook hierdie week verjaar, oom Tinus. Kom ons staan dan, sing ons saam vir almal op Psalm 108 vers 4, dan gaan ons Sjaal vir ons afsluit met gebed.